So natuurlik, enige familiebesigheid het 'n reis. Jy beweeg van een generasie na 'n volgende generasie. En natuurlik is boedelbeplanning en finansiële beplanning 'n integrale deel van hoe hierdie familiebesigheid, die goed waarna hulle moet kyk, tipe van. Maar baie keer gebeur hierdie goed gefragmenteerd of selfs in isolasie. Jy het 'n finansiële adviseur wat vir jou sekere beplannings gee, sekere risiko's identifiseer en jy het 'n boedelbeplanner wat nou vir jou hierdie testament en al daai bemakings en die twee goed staan aan die weerskante van 'n rivier. In my wêreld sien ek die grondwet as die bruggie wat die boedelbeplanning en die finansiële beplanning baie mooi bymekaar bring as 'n holistiese eenheid. Want in werklikheid is die een integraal tot die ander een. Hulle kan nie in isolasie bestaan nie. Want die boedelbeplanning identifiseer finansiële beplanning en die finansiële beplanning stel die uitvoering van die boedelplan in staat, as ek dit so kan sê. So 'n grondwet en die proses van die opstel van 'n grondwet sien ek as daai brug wat leemtes uitwys waar die boedelbeplanning en die finansiële beplanning nie aan mekaar mooi verbind is nie. En dan kan die span in unison werk, al werk hulle nie noodwendig vir dieselfde firma nie. So ons is in 'n baie unieke situasie by die FFG groep waar ons hierdie nou verbintenis in ons wêreld het. Maar dit is nie daar buite altyd so nie. En ek dink hierdie grondwet is 'n handige instrument om die gate in hierdie mondering vir jou te identifiseer, want dit kyk ook 'n bietjie langer as die onmiddellike. En dis die ding van 'n generasie, dit stel jou fokus van hier af tot daar. En wanneer 'n mens 'n bietjie weier kyk sonder om twak te rook, dan dink jy gewoonlik 'n bietjie beter goed uit as net twak. So, dan kyk jy 'n bietjie dieper, jy dink 'n bietjie stadiger, jy beplan 'n bietjie beter. En dit maak dat hierdie twee goed wat integraal is en wat moet inskop as die bump in die pad kom, as iemand sterf, as iemand 'n plaas verloor, as iemand borgtekenne nie moet teken nie. Hoe het ons daai goed as 'n sleutel, as ek sukkel om hierdie woorde uit te kry, maar die grootste bump in die road van familiebesigheid is wanneer die kind voor die ouer sterf. En ek dink uit my ervaring en waar ons 'n familiebesigheid absoluut geskoei was op die Italian stallion wat almal se liefling was. Ek dink die dominee wat hom begrawe het was ook verlief op hom want sy was 'n vrou. Hy was net hierdie charming prins wat almal se hoop en drome moes gaan regmaak. En sy pa was relatief oud en die beplanning was so gefokus op sy oorgaan dat toe hy verongeluk voortydig het daar 'n paar goed platgeval. En dit was 'n ruk terug na die werklikheid toe om te besef, boedelbeplanning en finansiële beplanning en die grondwet moet baie verder kyk as die generasie wat voor jou sit. En ek dink dit is wat die grondwet, again, daai verder visie baie duidelik bring en die bruggie tussen finansiële beplanning en boedelbeplanning baie mooi verbind. Ek hou van die manier wat jy die bruggie verduidelik, Karen. Ek dink een praktiese voorbeeld wat aansluit by dit is maar opvolgbeplanning. Jy het nou daaraan geraak, maar hoe opvolgbeplanning en versekering baie goed saamwerk is byvoorbeeld sleutelpersoonversekering of uitkoopstrukture en die strukturering van dit aan julle kant saam met die versekering aan ons kant. Dink ek is nog 'n voorbeeld van daai bruggie. Jy het nou gepraat van 'n spesifieke praktiese voorbeeld waar byvoorbeeld die kind voor die ouers sterf. Ander voorbeelde wat ons al mee voorheen gewerk het is waar daar 'n kind is wat eintlik nie veronderstel is om in die besigheid in die toekoms te wees nie. En hoe bestuur jy dit? Hoe maak jy seker dat dit aanvaarbaar gaan wees wanneer jy nie meer daar is om te sorg dat daai kind gesê word hy moenie in die besigheid wees nie? Jy het ook die praktiese voorbeeld van 'n spesifieke geval waar ons al gehad het waar een van die kinders 'n verkwooster is en waar jy moet baie seker maak dat die nodige strukture in plek gesit word aan julle kant en in die grondwet om seker te maak dat daai kind
se manier van doen nie die besigheid of die boerdery skade kan maak nie. En dan 'n ander voorbeeld wat ek in my eie gesin sien. My 2 kinders wat ek altyd ewe lief vir is 2 sulke verskillende kinders. Hulle het sulke verskillende talente. Dat mens in 'n familie dalk sit met verskillende mense wat verskillende goed kan doen. En jy as patriarg of stigter sien hierdie goed raak en jy kan hierdie goed bestuur terwyl jy nog daar is. Maar die oomblik wat jy nie meer daar is nie, kan dit weer eens 'n groot bron van konflik veroorsaak. Maar as jy dit in 'n grondwet uit kan sit en sê, maar luister, jy doen hierdie, daai is jou sterkpunt, daai is jou sterkpunt, dan dink ek kan dit baie help om daai probleme in die toekoms te oorbrug. Absoluut, Paul. En dit is regtig, en partykeer as mens deur hierdie grondwet praat, dan is die verstaan van die kinders en daai hoekom hierdie een daar en daai een kom al hoe meer na vore, en dit weer eens gee soveel sekerheid wanneer die patriarg wegval en 'n mens, kyk, as my pa doodgaan hè, dan weet ek nie waar gaan hulle vir my loop optel nie. Want as ek nie die liewe Vader kan vra nie, bel ek my pa. So nou weet ek nou nie waartoe gaan ek nog gaan as hy nou nie daar is nie. En dis baie keer wat gebeur. Mense hele mat is onder jou uitgeruk en mense is regtig lus vir beklei en hulle is onseker, en dan was hulle nie deel van die proses van verstaan hoekom jy daar en hoekom jy daar en hoekom ek wat jou ken, wat jou pa is, weet hoekom jy daar is, want jy weet dit nog self nie, want jy is nog nie oud genoeg nie. So dis al wat hierdie grondwet uit ontgin en mooi struktureer. Ek weet nie om dit anders te sê nie.